Baie dankie by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Genesis 9 doen. Eerstens moet ons net gou vir Here vra om ons die woord oop te maak. God, my hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir hierdie video wat ons kan maak om u woord te leer. Die mense wat ook al kyk, maak asseblief vir hulle die woord ook oop en plant asseblief vir hulle die saadjies sodat mooi vrugte kan groei. Behoed en bewaar en beskerm ons, Here, trek ons toe onder die bloed van Jesus. Hier waar ons net verleer, net u woord wil ken en u beter leer ken. Nogmaals dankie vir alles, Vader. Ek bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Okay, so Genesis 9. En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos groenplante gee ek dit alles aan julle. Vers 4. Net die vleis met sy siel, met sy bloed mag julle nie eet nie. Genesis 9 vers 4. Net die vleis met sy siel, met sy bloed mag julle nie eet nie. Ek het nie 'n klou wat se diere die Bybel hiervan praat nie. As julle weet, sit vir ons in die comments, laat ons almal kan saam leer. Maar ek is seker van eventually deur die Bybel sal mense die antwoorde kry. Maar vers 5, maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. Vers 6. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Okay. Ek gaan net weer gou vers 4 lees. Net die vleis met sy siel, met sy bloed mag julle nie eet nie. Okay, so ons weet nou nie van wat se vleis spesifiek die Bybel hier praat nie. Dis nog Genesis 9 vers 4. Net die vleis met sy siel, met sy bloed mag julle nie eet nie. So ek is nie seker wat se vleis daar is nie. Vers 5. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis. Maar wat julle eie bloed betref, okay, soos ons bloed, soos die mense bloed, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander sal ek die siel van die mens eis. Obviously, ek verstaan dit, want dis ons siel en God het ons geskape, so hy mag dit eis, want ons is tegnies gesproke syne. So dit is verstaanbaar. Daai vleis storie, vers 4 verstaan ek net nog nie. Okay. Vers 6, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Ek weet jy mag nie, die een mag nie die ander doodslaan nie. En onthou hulle in die begin in Genesis toe Kain vir Abel doodgemaak het, toe die Here gepraat van die grond het ietsie van die bloed van die grond wat geroep het. Ek kan nie lekker onthou watter vers is dit nie. Ekskuus, ek verkeerd vir hulle. Nee, die Bybels baie klein.
Hiersom. Genesis 4 vers 10. En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Dit is actually 'n baie mooi vers, want die bloed van jou broer roep na my. Die bloed van jou broer roep na my. Dis baie spiritual. Want obviously met die bloed nie 'n stem nie, maar op 'n manier het die bloed van van Abel na God geroep van die grond af. Okay, so ons mag nie mekaar se bloed vergiet nie. Vers 7. Maar julle wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, maar ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag na julle en met al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle, al wat uit die ark uit gegaan het, naamlik al die diere van die aarde. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke, dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan wolke oor die aarde bring en hulle boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle en al die lewende wesens in alle vlees, en die water sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. Nou, ek het gister het ek 'n reënboog gesien. Gister het dit gereën, my jongste seentjie het rugby gespeel, en my tweede jongste seentjie het by my gestaan en gesê, mamma, gewoonlik as dit so reën en die wolke kom en die son skyn, wanneer dit nog so half reën, kom dan mos altyd 'n reënboog. Toe sê ek soos ja, en ek kyk so op en daar is die reënboog. En dit tref my nou eintlik dat die Bybel sê, as ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle en al die lewende wesens in alle vlees. So, hier chunk ek alweer. Wat dit vir my sê, mense, is dat God het gister, nog aan sy verbond gedink. Gister het hy nog gedink aan sy verbond van die mens. Nou, onthou julle in die vorige hoofstukke, toe God so hartseer geraak het, en die rede hoekom hy die vloed in die eerste plek laat plaasvind, dit was omdat die mense se harte was vol versinsels en lelik, en dit het God verskriklik seer gemaak, en toe laat kom met die vloed, om al hierdie lelike mense van die aarde af te haal, en behalwe nou Noag, want Noag se hart was regverdig. En gister, nou, daar, waar ook al jy nou is, jy kan dalk 'n reënboog nou sien, jy kon 'n reënboog verlede week gesien het, maar dit moet vir jou sê dat God dink aan ons, en God dink aan die verbond wat hy hierso, verbond, sy belofte wat hy gemaak het, dat hy nooit die aarde weer sal, dat hy nooit vir ons as mense sal doodmaak met 'n vloed nie. Dit is basically vir dit sê. Jene Here, ja, heilig alweer.
vers 14. As ek dan wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle en al die lewende wesens in alle vlees. En die water sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. Vers 16, as die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens en alle vlees wat op die aarde is. En God het vir Noag gesê, dit is die teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees op aarde. Vers 18. En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet, en Gam was die vader van Kanaan. Nou ek wil net hê ons moet gou teruggaan en die reënboog onthou en onthou wat die Bybel sê, dat dit is soos 'n reminder, nê? En dat God actually aan ons dink, so julle weet, God is alomwetend, so hy kan nou aan my dink, aan jou dink, aan Pietie dink, aan Kwessie en Sunny daar buitekant, en aan ons almal gelyk dink. En dit is vir my baie amazing. Okay, vers 19. Hierdie 3 was die seuns van Noag, en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners. En Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant. Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. Vers 22. En Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy 2 broers daar buite te kenne gegee. So Gam het gesien sy pa Noag was kaal. Toe neem Set en Jafet die bookleed en hou dit bo hulle skouers terwyl hulle agteruit loop, en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Ek neem aan hulle het agterste voortoe uitgeloop, of andersom. Okay, so, net gou hier skoon bladsy kry. Okay, so Gam het gegaan en hy het sy pa kaal gesien en dit aan sy 2 broers daar buite te kenne gegee. Okay. Toe neem Sem en Jafet die bookleed en hou dit op hulle skouers. Nou ek weet nie wie se bookleed het hulle op hulle skouers gehou nie, of hulle eie bookleed op hulle skouers gehou het, terwyl hulle agteruit, ek loop nou soos agteruit, en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid agtertoe, tensy hulle so uitgeloop het. Neem Sem en Jafet die bookleed en hou dit op hulle skouers. Nou ek weet nie of hulle die bookleed so op hulle skouers gehou het, of so op hulle skouers gehou het en agtertoe. I don't know. As julle dalk weet, sit dit vir ons in die comments, dat ons almal kan saam leer. Vers 24. Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het, sê hy,
Vervloek is Kanaan, 'n knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Mag God aan Jafet ruimte verskaf en mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. En Noag het na sy vloed 350 jaar gelewe. So was dan al die dae van Noag 950 jaar en hy het gesterwe. Daar was 3 boeties gewees. Cham, Sem en Jafet. En Cham was die stout ene gewees. Cham het ietsie met sy pa gedoen, want Noag het die volgende oggend wakker geword en gesê vervloek is Kanaan. En hy dink Cham was die vader van Kanaan. So die 3 broers het 'n verskillende lot, elkeen het sy lot gekry. Vir Cham was dit obviously nie goed nie, want hy was gestraf dat hy 'n knegt sal wees sy lewe lank. En Jafet het ruimte, mag God aan Jafet ruimte verskaf en mag hy woon in die tente van Sem. Toe neem Sem en Jafet die booklet, oh my goodness. Toe neem Sem en Jafet die booklet en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruit loop. En hulle het die naaktheid van hulle vader bedek, hulle gesig was agtertoe gedraai sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Vers 24. Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het, sê hy vervloek is Kanaan. 'n knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. So hy het vir Sem geseën. Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. En Noag het na die vloed 350 jaar gelewe. So was dan al die dae van Noag 950 jaar en hy het gesterwe. En dis Genesis 9. Okay, dit is baie dankie. Dis die einde van Genesis 9, dat julle saam met my leer. Die reënboog staan nog steeds vir my uit. Dit is vir my baie mooi, dit is vir my, dit beteken God het ons nie vergeet nie. Partykeer voel dit vir my asof die Here mens vergeet dit nie, as dinge nie loop soos wat 'n mens wil hê dit moet loop nie, en jy bid en jou gebede word nie altyd verhoor nie. Die feit dat ek gister die reënboog gesien het, is vir my verskriklik mooi. En dit sê dat die Here dink aan my en dink aan ons, en waar ook al jy is en jy voel die Here hoor jou net, die Here dink aan ons. Dis vir my baie mooi. Julle met die reis van julle dag geniet, baie dankie dat julle saam met my kon leer. En ek sien julle op 'n volgende video.